Kom sê 'n bietjie vir my, wie is die grootste sondaar in jou gemeente? In hierdie gedeelte wat ons vanmôre lees, sê Paulus dat hy die grootste sondaar is. Wat bedoel hy daarmee? Kom ons lees in 1 Timoteus 1 vers 8 tot 11 en vers 15 en 16. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir regverdige nie, maar vir die wettelose en tuglose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars en moedermoordenaars, moordenaars, horeerders, sodomiete, mense diewe, leenaars, meinedigdes, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is. Vers 15 en 16. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Tot sover. Paulus skryf aan die jong Timoteus om hom te bemoedig as 'n jong predikant van die gemeente in Efese. Nou daar was 'n probleem met hierdie gemeente. Die mense het nog baie vasgehou aan die wet van die Here, en hulle het gedink dat die wet hulle kon regverdig maak voor God, dat hulle so self deur die nakoming van die wet hulle saligheid kan verdien. Nou dit het 'n stryery oor die wet veroorsaak, en hulle het verval in eindelose vrae en fabels wat geen opbouing gebring het nie. Die liefde van Jesus het hulle nie meer raak gesien nie. En die nakoming van die wet het net 'n te-doen lysie geword, nie 'n daad van liefde nie. Hierdie verdraaiing moes stop. Paulus wys vir Timoteus dat die wet goed is, maar nie genoeg is nie. Hy gebruik sy eie lewe as 'n voorbeeld, en hy sê dat hy eintlik die grootste sondaar is. En daarmee verwys hy na sy geskiedenis van sonde as Christenvervolger, en waarskynlik ook nadat hy tot bekering gekom het. Hy sê hy is die grootste sondaar. En tog het Christus hom gered. Die punt is nie dat Paulus besonders is nie, maar dat geen sondaar te groot sondaar is vir God se genade nie. Christus het gekom om die wet te vervul en sondaars soos Paulus te red. Hy het gekom vir mense wat hulle self nie kan regverdig nie. Mense wat nie kan regkom op hulle eie nie. Mense wat soos in vers 9 en 10 beskryf word. Mense wat Jesus Christus nodig het. Maar deur Jesus is ons nie meer gebonde aan die wet nie. Ons is nuutgebore, vry en leef in die genade. Daarom leef ons nou onder die heerlikheid van Jesus Christus. Nou miskien kyk jy vandag na jou lewe en jy voel dalk onwaardig. Dalk asof jy nie genoeg kon doen om jou saak voor die Here reg te kry. Miskien sien jy mense rondom jou worstel met die sonde. Nou hier is die goeie nuus. Die hoop in God se genade is groot genoeg vir jou. Al is jou sonde onberekenbaar groot. Dit was groot genoeg vir Paulus. Dit is groot genoeg vir jou. Dit is groot genoeg vir enige sondaar. Dit beteken ook dat ons nie hoef te oordeel of hoef te skinder of heeltyd hoef te wonder oor wie is die grootste sondaar nie. Want as ek eintlik na my eie lewe kyk, dan moet ek weet, ek is die grootste sondaar. En as ek die grootste sondaar is, moet ek weet dat ons Here Jesus vir my genade gegee het. Sy genade is genoeg vir my. En daarom is my genade, die genade wat ek ontvang, 'n voorbeeld vir elke een rondom ons. Laat ons so, in plaas van skinder en vertel oor wie wat verkeerd doen, kom ons verkondig die genade van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U
vir die genade wat U vir ons gegee dat ons vandag hier voor U kan wees. Ons wil U vra dat U ons sal lei deur die Gees, dat ons nie aan die wet sal vasklou nie, maar dat ons die wet sal gehoorsaam deur die liefde in Christus, en so die liefde vir ons medemens uitleef, maar dat die voorbeeld van verlossing in ons sal wees, deur die genade, nie deur die wet nie, deur U werke, nie deur ons eie nie. Lei ons werke dan, dat dit, hoewel ver van U werke is, elke dag nader aan U kan kom, dat ons kan dien tot 'n voorbeeld van verlossing. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.